broers en susters, en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Besoekers wat vandag hier by ons is, baie hartlik welkom aan elkeen van u. Mag ons ook gedurende hierdie erediens opnuut weer verseker word dat God elke dag by ons is. Dat God se genade ons elke dag vergesel en dat sy seën altyd ryklik op ons rus. Mag hierdie erediens wat vir ons, nie net vir ons vertroosting daar wees nie, maar mag hierdie erediens wees ook ter ere en verheerliking van God se groot en heilige naam. Broers en susters, kom ons sit net so en dan raak ons vir 'n oomblik stil. Bring ons self vir ons stil gebede in gereedheid. Die woord van die Here te luister.
Here, U was vir ons 'n woning van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, nog voordat U die aarde en die bewoonbare wêreld voortgebring het, was U altyd af daar. Sal U vir ewig God wees. Geliefde broers en susters, genade vir U en vrede, van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser, die konings van die aarde. Amen. Saam met die woord van die Here in die Nuwe Testament, uit Paulus se brief wat hy geskryf het aan die Romeine. Ons gaan daar uit hoofstuk 8 uit lees van vers 26 af tot by vers 30. Romeine 8 van vers 26 af. So kom die Gees ons ook in ons swakheid hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid. En die Gees tree self vir ons in met versigtings wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Dat hy volgens die wil van God verdedig is in dit. Ons weet dat God alles die goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruitbestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun word. Sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het,
het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het ook verheerlik. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters, die Here Jesus self sê, dat as iemand my lief het, sal hy luister na wat ek sê. En my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom bly. Kwartaal steeds besig met daardie deel van ons jaarthema wat gaan oor saam asem. Ons as gemeente het in hierdie derde kwartaal gehoor dat ons die voorreg het om as 'n gemeente saam met mekaar te kan asemhaal in die wêreld waarin ons leef. Saam met mekaar te kan asemhaal in die omstandighede wat ons daagliks beleef. Saam met mekaar te kan asemhaal, maak nie saak wat ook al die lewe in ons bring. Ons het gehoor dat saam asem beteken dat ons vir mekaar sal omgee. En natuurlik dat ons vir mekaar sal bid. En is dit nie net wonderlik om as 'n gemeente te mag saam asem? Maar wanneer ons praat oor die tema saam asem, is dit tog ook 'n faset, 'n perspektief op saam asem wat ons nie kan mis nie. Ons sê geliefde broers en susters, saam asem bring ons ook op 'n plek waar die lewe baie eerlik met ons is. Bring jou op daardie plek waar jy dalk al was, weet. Bring jou by daardie plek waar jy dalk vandag is in jou lewe. Dit bring jou by daardie plek waar jy dink, ek wil nie nou saam met iemand saam asem. Want by omstandighede en dit wat ek tans beleef, wil ek nie met ander deel. Ek is skuldig. Ek is bang daarvoor. Ek sien die kans om dit uit te asem en beleef. Ons kom vandag by daardie plek, daardie oomblik waar jou woorde opraak. Geliefde broers en susters, gewoonlik raak ons woorde op wanneer dinge in ons lewens begin klaar. En baie keer is daar baie dinge in ons lewens wat klaar raak. Jy sit op vanoggend hierso en jy het tot daardie diepe besef gekom dat jou finansies het nou klaar geraak. Jy kom tot daardie besef dat die somme wil net nie meer sin maak.
Dit voel vir jou asof skuld besig is om jou te oorweldig. En telke male het jy al tot God gebid en gesê, Here, verander asseblief hierdie omstandighede in my lewe. En niks gebeur nie. En hier sit jy vanoggend. Jy weet nie meer wat om vir God te sê. Gewoonlik. Klaar. Miskien sit jy vanoggend hierso. Jou gesondheid het klaar. Het daardie verdoemende diagnose van 'n dokter af ontvang, wat jy glad nie wou gehoor het. Jy sit dan vanoggend hier met 'n liggaam wat net nie meer wil saamwerk nie. En telke male het jy al tot God gebid. Het jou gesin en jou familie en jou vriende tot die Here gebid en gesê, Here, verander asseblief hierdie omstandighede. Hier sit ek nog steeds en ek weet nie vandag wat om vir die Here te sê. Miskien sit jy vanoggend hier en het jou huwelik klaar. Of dalk het jou verhouding met jou kind, of met 'n vriend, of met 'n vriendin, of met 'n familie klaar. Die gesprekke tussen julle het opgedroog. Die afstand tussen julle het nou net te groot geraak. Die trane het jou aan jou gebede opgebring. Hierdie verhouding het nie meer werk nie. En so het jou woorde ook nou. Miskien sit jy vanoggend hier en jou werk het klaar geraak. Of dalk sit jy vanoggend hier en miskien het jou geloof klaar geraak. Jy sit vanoggend hier en jy voel geestelik leeg. Dit voel vir jou asof die laaste bietjie woorde wat jy oor het en in gebed opstuur, gewoon maar net vasbrand in die mikrofon. God luister nie meer na my nie. Alles in my lewe het klaar geraak. So God ook klaar. Christen broers en susters, wanneer alles in ons lewens begin klaar raak, wanneer alles in ons lewens begin in een stop, raak ons woorde op. Daardie woorde waarmee ons met God praat. Ons kom met uit dat ons nie meer weet wat om te bid. Hoeveel van ons het nie al by daardie punt gekom dat jy nie meer weet hoe om te bid nie. Dit voel vir jou asof jou wind net uitgeslaan is, asof jou geestelike asem heeltemal opgebreek. Geliefde broers en susters, dis presies op hierdie plek waar Romeine 8 ons vandag ontmoet. Paulus skryf hier vir mense wat suk onder die gewig van die lewe. Maar dit is ook dan onder hierdie woorde van Paulus dat hy vir ons 'n ander perspektief op saampas gee. Dat hy vir ons sê saam asem is nie net om as 'n gemeente en as gelowiges met mekaar saam asem te haal, maar dat ons selfs breë ook saam is. Ek wil sê vandag vir ons hier in Romeine 8, wanneer jy op daardie plek kom, daardie plek waar jou woorde opraak, dis dan wanneer die Heilige Gees van God saam met jou begin asemhaal. Ons lees hier so in vers 26 van Romeine 8, sê Paulus daar, so kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons moet bid, maar die Gees tree self vir ons in met versigtings wat nie verwoord kan word. En die broers en susters, wanneer ons by daardie plek kom, dat ons nie meer weet wat om te bid, dat ons nie meer weet hoe om te bid, dat ons nie meer die woorde het om te bid, dan hoef ons nie te maak asof ons sterk is in ons geloof. Ons hoef nie te maak asof ons sterk staan in die lewe daar buite. Ons hoef nie voor te gee om sterk te wees. Paulus sê, oomblik wanneer ons swak is, dis dan wanneer die Heilige Gees ons bystaan in ons swakheid. Dis wanneer die Heilige Gees ons te hulp kom in ons swakheid. En die Griekse woord wat Paulus hier gebruik vir te hulp kom, is die woordjie syn anti-lambaneta. Nou, dit klink daar 'n verskriklike lang Griekse woord, en dit is, omdat dit eintlik 3 Griekse woorde is, wat in mekaar vasgesit is. Syn,
Anti en lambaneta. Griekse woordjie sien beteken saam of saam met. Anti in Grieks beteken teenoor of letterlik dan ook om aan die ander kant van iets te gaan staan, van die ander kant van 'n saak te gaan staan. En dan lambaneta is afgelei van die Griekse werkwoord lambano, wat beteken optel of om iets op te tel. Wanneer Paulus dan sê, die Heilige Gees staan ons in ons swakheid by en kom ons help, beteken dit letterlik dat die Heilige Gees kom staan teenoor jou aan die ander kant van die swaar las wat jy vandag moet optel. En daar bid hy saam met jou om saam met jou hierdie las op te tel. Om saam met jou hierdie swaar vraag vorentoe te skryf. Die Heilige Gees gaan staan op 'n afstand en skree net opdragte en bevele uit van wat ons moet doen. Nee. Die Heilige Gees kom bid vandag saam met jou in jou finansiële gebroke lewe. Die Heilige Gees kom bid vandag saam met jou in jou gesondheid spekuleer. Die Heilige Gees kom bid vandag saam met jou in jou verhoudings moe lewe. Want hierdie was te swaar vir jou om te dra. Hy wil jou help hierdie was op te dra. Wanneer ons woorde opraak, dan neem die Heilige Gees jou stol. Hy neem jou gebroke hart. Hy neem jou traan. En hy verander dit voor die troon van die Vader in 'n volmaakte gebed. Paulus gee vir ons nog 'n perspektief op saamwas. Die Heilige Gees saamwas vandag met jou. Waar ons menslike woorde so maklik opraak, is daar waar sy goddelike intree vir ons begin. Beteken dit nou dat wanneer die Heilige Gees nou saam met my bid en saam met my hierdie swaar vraag van die lewe wat tans op my pad is dra, dat my probleme nou skielik gaan ophou, dat my krisisse skielik gaan verdwyn, dat my hartseer skielik vertroos sal wees? Nee, ek dink ons almal weet beter as om een of ander voorspoedsteologie te glo en daaraan vas te hou. Paulus verduidelik vir ons wat gebeur. Hy sê vir ons dat wanneer die Heilige Gees saam met ons bid en ons te hulp kom en ons help om die vragte van die lewe op te tel, nie verdwyn, dit nie verander, maar dat jy wel sal verander. Vers 28 tot 30 sê, ons weet dat God alles die goede laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, geroep, en vrygespreek. Hy het hulle verheerlik. Geliefde broers en susters, wanneer alles om ons ineenstorm, dan voel dit baie keer vir ons asof God van ons vergeet, asof God ons verlaat, asof God ons aan ons eie lot oorgelaat. Paulus herinner ons aan God se goue ketting van genade en van verlossing. Sien geliefde broers en susters, my lewe is nie uitgelewer aan die genade van die epidemie, is nie uitgelewer aan die genade van die siekte nie, is nie uitgelewer aan die genade van 'n gebroke verhouding. God beloof dat hy ons vir altyd afgeken. Hy beloof ons dat hy ons elke dag oproep, maak nie saak wat in ons lewens gebeur, en hy beloof ons dat hy ons vryspreek en dat hy ons toekoms in sy hande veilig vashou. As God ons reeds vrygespreek het, as God ons reeds geregtig gemaak het, beteken dit ook nie kind. God laat jou nooit nie steek. En hy laat alles, soos wat Paulus sê, selfs die donkerste oomblikke, wanneer jou woorde opgeraak het, dan laat hy daardie omstandighede vir jou ten goeie neer. Dit beteken nie dit verander nie, dit beteken nie dit verdwyn uit die lewe, maar hy gebruik juist daardie donker omstandighede jou te vorm, beeld van sy seun. Geliefde broers en susters, volgende Sondag het ons die voorreg om die nagmaal te aansit.
En ek dink die nagmaal is daardie baie spesiale instelling wat ons in die kerk het, om ons juist daaraan te herinner, dat wanneer ons woorde opraak, kan ons God. Wanneer ons hier in die tafel van die Here kom aansit, dan het jy nie nodig om iets te sê. Jy het nie nodig om 'n ingewikkelde en uitgebreide gebed voor God te bid. God weet al wat jy sê. Jy hoef nie te presteer. Jy is reeds goed genoeg, net soos wat jy is, wat jy is. Dis daardie gebreekte brood, daardie wyn wat God vir ons gee, wat vir ons die sigbare teken, die sigbare bewys van, wat God vandag vir ons elkeen sê, nie vergeet. Liewe broers en susters, Christus se liggaam is vir jou gegee, sodat jy, wanneer jou woorde opraak, wanneer alles in jou lewe klaar raak, steeds weer, jy is vergeet, jy word vasgehou, en God sal jou omvoer, en luister. Maar ons hoef nie te wag tot volgende Sondag, om God se genade te beleef. Tot dan, saam asem ons met die Heilige Gees van God. Ons gaan hierdie week uit. Jy vandaan, daar by die huis is, jy voel dalk moedeloos. Jy probeer om 'n lang, ingewikkelde gebed te bid. God weet wat in jou hart aangaan. Wees stil en wees een met die Here. Bid en sê, Here, my woorde is klaar. U weet. Maar ek vra vandag, haal asem vind en haal asem in. Laat die Heilige Gees toe om in jou lewe in te kom. Gee jou finansies, gee jou gesondheid, jou huwelik en selfs jou geloof vir die Heilige Gees. Want die Heilige Gees wil saam met jou dra swaar laste van die lewe. En dan natuurlik word ons opgeroep om te saam asem. As jy vandag weet van iemand wat sy woorde opgedroog het, gaan sit langs daardie persoon. Jy het nie nodig om al die woorde te hê, al die woorde te kan sê. Gaan saam asem met daardie persoon. Deur gewoon nie daar te wees. Die help dra die swaar laste van die lewe. God roep ons saam met mekaar ons maak. Maar hy gee wat vir ons sy gees elke dag met ons saam is. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons almal staan, mans, vrouens en kinders, en dan bid ons. Here ons Here, wanneer ons vanoggend stil word voor U, dan het ons 'n oorvloed van woorde om U goedheid in ons lewens te beskryf. Want Here, ons het vanoggend opgestaan met vars asem in ons longe. Ons het vanoggend opgestaan in 'n huis. Ons het kos om te eet. Ons het gesondheid. Ons het geliefdes, mense rondom ons wat vir ons lief en dierbaar is. Here, ons het middele in hierdie lewe wat die lewe vir ons tog 'n bietjie makliker maak en die lewe vir ons goed maak. En dit alles, Here, dui daarop dat U in beheer is, dat U ons versorg en dat U ons altyd bystaan. Maar dan, Here, kom ons partykeer op daardie plek waar die lewe tog maar met ons gebeur. Waar ons soveel dinge het om voor dankbaar te wees, maar waar ons lewe besmeer word, daardie donker kom van 'n swaar vrag wat ons nie opgetel kry. Ons beleef daardie hartseer, Here, daardie kommer, daardie vrees, van tyd tot tyd in ons lewens. Here, dis dan wanneer ons vandag eerlik voor U kom staan en sê, soms raak ons woorde op. Soms, Here, weet ons nie wat om vir U te sê. Ander kere, Here, weet ons wat ons wil sê, maar ons weet nie hoe om dit te sê. Tog, Here,
in U groot genade en U groot liefde, bied U tog vir ons 'n oplossing. Stuur U vir ons U Heilige Gees, wat daardie hartseer woorde, daardie skuld in ons lewens, daardie trane wat ons stop, omdraai tot volmaakte gebed, teenwoordig. 'n gebed, Here, wat vir U aanneemlik is. 'n gebed, Here, waarna U met oorgawe luister. 'n gebed, Here, wat U gebruik om ons te omvorm, beeld van U siel. Here, hier kom ons vandag as gelowiges voor U staan. Ons leef in 'n gebroke wêreld, Here, wat soveel hartseer het, soveel uitdagings het, soveel tekortkominge het, soveel foute het. U roep ons, Here, om saam met hierdie wêreld asem te haal. Laat hierdie asem wat ons saam met die wêreld haal, Here, ook tot daardie vars bries van U hemelse seënskom sal wees. Daardie vars bries, U 'n genadige God is. U 'n God is wat omgee. U 'n God is, altyd daar is, en ons nooit in die steek laat. Ons kom bid vandag, Here, vir ons as gemeente. U roep ons om met mekaar te saamhals. Laat ons mekaar se laste help dra, net soos wat die Gees elkeen van ons se laste help optel. Lei ons deur U Gees, U omgee, U deernis, tot met mekaar te gaan deel. Help ons, Here, om vertroosting te bring, daar waar daar hartseer is, uitkoms te bied, daar waar dit binne ons verloor is. Daar te wees met mekaar, daar die omgee, wat U vir elke van ons het. Ons kom bid vandag, Here, vir elke gesin. U weet wat in elke huis gebeur, ken die uitdagings van elke huis. Ons gebed is, Here, laat U Gees, ook soos daardie kalm, sagte aandbries, deur ons huise word. Laat U vrede, U genade, wat alle verstand te bowe, elkeen van ons huise en ons gesinne vul. Bring vir ons daardie vrede, Here, hierdie wêreld waarin ons tans leef. Wees ons as sondaars, met genade. Dit bid ons, in naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Oh
sy vrede. En die vrede van God, wat alle begrip te bowe gaan, sal in Christus Jesus oor julle gedagtes en julle harte die wag hou.